wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Ons is so dankbaar dat ons kan gemeenskap hê vanaand met ons dierbare Here, dat ons vanaand by sy voete kan lê, dat ons sy woorde kan hoor en dat ons net kan indelf in daardie geloof wat hy vir ons gegee het. En ons is so dankbaar dat ons Christene is, ons is pelgrims en vreemdelinge in hierdie wêreld. Ons is nie van hierdie wêreld nie, broers en susters, ons is van 'n ander wêreld, 'n ander koninkryk wat die Here vir ons gegee het. Maar ons moet deur hierdie plek gaan, ons moet ongelukkig, jy weet, partykeer raak ons siek, partykeer raak ons moedeloos en ons voel in 'n donker plek, maar ons is so dankbaar dat daar soveel seëninge van ons hemelse Vader het, dat ons van hom af kan kry, dat ons weet dat hy sal vir ons krag gee, hy sal vir ons genade gee, en dit is in 'n donker tyd, broers en susters, ons kan sien die wêreld is de mekaar, die wêreld is soos in 'n geboortespyne wat hy deurgaan, daar's aardbewings reg oor die wêreld en daar's chaos in 'n mens se land. 'n Mens weet nie eintlik eers wat môre vir 'n mens gaan inwag nie. Maar al wat ek vir jou kan sê, broers en susters, daar's Jesus Christus. Hy is die een wat ons na toe kan streef. Hy is die een waartoe ons kan hardloop. En as jy vanaand nog nie die Here in jou hart het nie, bid ek en glo ek en vertrou ek dat hierdie boodskap jou sal aanraak, dat dit jou nader aan hom sal bring. En ewen as jy klaar 'n gelowige is, bid ek dat hierdie boodskap jou sterker in die geloof sal maak, want ons weet dat daardie kerk, daardie Pinksterkerk wat die Here vir ons in Handelinge 2 vir ons geopenbaar het, wat hy gewys het, dis die kerk wat hy het, wat in die Heilige Gees in krag en uitgaan, dat dit so kosbaar vir ons is, vir ons as gelowiges, om die tekens en wonders van God te sien, dat hy nog steeds lewe in ons, deur ons, en so wil ons vir u wys, broers en susters, dat God nog steeds lewe. Maak nie saak wat jy deurgaan nie, maak nie saak wat jou omstandighede nie, u weet hoe lyk dit by jou huis, by jou werk, by jou skool, waar ook al jy mag wees, en waar ook al jy mag wandel deur hierdie lewenspad wat God vir jou voorbeplan het. Hy weet die diepte dinge van jou hart. Hy ken jou beter as wat jy jouself ken. En broers en susters, dit is so 'n voorreg om te weet dat ons die Here kan dien in gees en in waarheid. Dit is so 'n voorreg om te weet dat ons kan uitstaan deur optrede en ervaring en getuienis van die woord van lewe. Dat ons vandag na hom toe kan hardloop en weet dat hy sal vir ons 'n weg maak, want hy is die weg, hy is die lewe, hy is die waarheid. En sonder hom kan ons niks doen nie. Sonder hom is ons niks nie. En sonder hom wil ons nie lewe nie, broers en susters. Dis hoekom ons hom wil na vir julle wys dat hy daar is en dat hy nog steeds roep. Die wonderlike woord van God wys vir ons so mooi dat ewen as waar een skape verlore is, dat die herder uitgaan, hy sal die 99 skapies los en hy sal vir daai een gaan soek. En as hy daai een gekry het, dan sit hy hom op sy skouers en hy vat hom terug na sy, na sy hok toe en waar al die skape geberre is. En dit sê, die woord sê dat die engele, dat hulle rejoice oor daai een wat teruggekeer is na die ander skape. En so bid ons en vertrou ons ook, broers en susters, as jy 'n gelowig is, dat jy God se woord sal getuig, dat jy dit sal gaan spreek, dat jy vir jou naaste dit sal sê, dat ons daardie laaste siel wat ons dat ons so opreg soek na daardie laaste siel, dat ons kan huis toe gaan. Maar as ons nie almal deel wees en saam uitgaan nie, hoe gaan ons daardie laaste een kry? Ons bid dat die hemelse Vader ons asseblief sal help en ons leiding sal gee en wysheid sal gee, sodat ons daardie laaste siel kan vind, daardie laaste skapie, dat hy hom kan terugkeer waar hy behoort. En so vanaand wil ons 'n bietjie gesels oor die superteken. Die Here het vir ons 'n groot teken gegee in ons dag in 2000 jaar terug, en ons wil net 'n skrif lees. As jy nie dalk jou Bybel by jou het nie, gaan ons dit sommer vir jou op die skerm sit, op die televisie, dan kan jy dit self sien. Ons wil lees in Jesaja hoofstuk 7 van vers 10 af, en die woorde van die Here sê vir ons, en die Here het verder met Agas gespreek en gesê, eis vir jou 'n teken van die Here, jou God. Sak diep af na die doderyk of klim hoog op boontoe. Maar Agas het geantwoord, ek sal nie eis nie, en die Here nie versoek nie. En kyk hier, broers en susters, wat die Here vir hom sê. Maar Agas het geantwoord, ek sal nie eis nie, en die Here nie versoek nie. Toe sê hy, luister tog, o huis van Dawid, is dit vir julle nie genoeg om mense te vermoei, dat julle my God ook vermoei nie? Daarom sal die Here self aan jou 'n teken gee. Kyk, die maag sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. Dik melk en heuning sal hy eet as hy weet om te verwerp wat kwaad is en om te kies wat goed is. Want vorentoe
voordat die seentjie weet om verwerp wat kwaad is en te kies wat goed is, sal die land vir wie se 2 konings jy bang is, verlate wees. Broers en susters, die Here kan enige probleem wat jy het, enige omstandighede wat jy deurgaan, kan hy met net die klik van sy vinger, kan hy dit vir jou verlos, want hy is ons verlosser, en so is ons so dankbaar dat ons 'n hemelse Vader aanbid, wat jou hart ken, en dat hy 'n karakter in jou wil bou. Partykeer gaan hy nie net so klik om dit vir jou net verby te laat gaan nie, hy gaan jou laat deur diepe waters, partykeer moet jy deur water gaan, en partykeer moet jy deur vuur gaan, maar ons wil almal spesiaal deur die bloed van Jesus Christus gaan. Maar voor ons begin, laat ons net ons hart en ons hoofde buig, en dat ons hemelse Vader net sal uitnooi, dat hy net in ons midde sal wees, want ons weet wat 2 of 3 vergader in sy naam is hy daarso, en ons wil hê dat hy ons harte aanraak, en dat hy ons siele kan aanraak, en ons geloof versterk, veral vir die dag wat ons voor ons het. So kom ons sluit net gou ons oë. O dierbare hemelse Vader, Here Jesus, U is ons verlosser, Here, U is ons geneeser, U is ons koning, Here, en ons is so dankbaar dat ons 'n lewende God aanbid, Here. U is die een wat die harte van die kinders ken, Here, U ken die omstandighede wat hulle deurgaan. U weet waar hulle nou hierdie boodskap gaan luister, of hulle het vanaand gaan luister, môreoggend, oor 'n week, oor 'n maand. Liewe Vader, U ken hulle beter as wat hulle self ken. En so bid ek en vra ek, Here Jesus, dat die woorde van lewe sal gespreek word vanaand, dat hierdie dierbare boodskap wat ons van U profeet ontvang het, dat ons dit in eenvoudigheid sal oorbring na U kinders toe, dat hulle dit mag sien, dat hulle die waarheid mag sien, hoe belangrik dit is wanneer 'n profeet na 'n mens toe kom, so ewen soos wat Agas, waar die profeet na hom toe gekom het en gevra het, vra vir die Here vir 'n teken, en hy sal dit vir jou gee. En so, liewe Vader, het U vir ons 'n super teken gegee, 'n teken wat ons na kan hardloop, 'n teken wat ons kan aanvaar, 'n teken wat ons kan gryp met al 2 ons hande, Here, want ons weet, Here, U het dit geprofeseer, U het dit laat gebeur, en so het ons weet ons dat U waarheid is, Here, U is regverdig, en ons is so dankbaar, Here, dat ons op U kan staat maak, waar die aarde in 'n de mekaar spil is, Here Jesus, aardbewings, en dit is chaos van strikes, waar mense te mekaar draai, Here, en mens weet nie meer om wat sy hoek en draai te hardloop nie, Here, maar ons is so dankbaar dat ons na U toe kan hardloop, want U is ons weg, Here, U is ons waarheid, en U is die liefde en genade wat ons kan ontvang, wat ons rustigheid kan gee, soos wat U daardie verlore skaap op U skouers plaas, en U loop met hom terug, weet hy, die vyand kan niks aan hom doen nie, want hy is by die skaapwagter, en so wil ons by U voete vanaand lê, Here, en ons wil in rustigheid en liefde by U voete lê, om te weet, Here Jesus, die woorde wat U gaan spreek, dat U ons sal help, want dit sal ons krag gee vir môre, vir die dag daarna, sodat ons hierdie week kan deursien, tot 'n volgende keer, wanneer U ons weer saamroep, om U woord vir ons te verkondig, deur U bediende wat hier sal staan, om U woord te gee, Here. Liewe Vader, ons is lief vir U, ons prys U en ons dien U, Here. Wees met ons vanaand, help my, Here, om U woord te spreek, en ons bid en vra, Here, dat U kinders sal seën, in 'n magtige manier, ons vra dit in Jesus Christus se naam, amen. Dankie broers en susters, so ons sien nou in hierdie verhaal, in Jesaja, waar hierdie profeet na hierdie koning toe kom, ons sien is 'n donker tyd, en in hierdie donker tyd, is wanneer die weerlig die helderste skyn, wanneer ons weet, wanneer dit vroeg in die oggend in daai donker tyd, is dit wanneer lig kom, en wanneer ons deur donkerte nag gaan, en soms so donker, dat ons nie eers ons hand voor ons kan sien nie, en ons kan nie sien wat se uitkoms ons gaan hê nie, dis juist wanneer die weerligstraal sal skyn, of slat, dat daar lig sal wees, en dat die Here vir ons 'n uitweg sal gee, en in daardie donker uur het God sy ewige teken gegee, want dit is so belangrik om te sien, wat het hier plaasgevind met hierdie koning, en wat hy deurgegaan het. Ons kan sien, om net 'n klein bietjie agtergrond te gee van hierdie regering van Agas, hy was eintlik 'n goddelose koning. Sy vader was koning Jotam, was betreklik 'n goeie koning, sy oupa was koning Josia, hy het 'n seun gehad wat Hiskaja was, hy was een van die grootste hervormingskonings van Juda, wat mense weer teruggekeer het na die Here toe, wat gedoen het wat soos hulle koning Dawid, of soos hulle vader Dawid, wat hulle die afgoderry afgebreek het, en die mense weer teruggekeer het na die Here toe, om die Here aan te roep. Maar hierdie koning was hy was nie 'n goeie koning nie, hy was 'n goddelose koning. En Agas het koning geword, hy ongeveer so 20 jaar oud was, en hy het 16 jaar
het hy vir Jerusalem regeer in sy koningskap. Maar hy het nie die Here gevolg soos sy voorvader Dawid nie. Hy het afgodere gedien en hy het so ver gegaan dat hy ewens sy eie seun deur die vuur laat brand het as 'n brandoffer wat die heidene gebruik het met die nasies wat rondom hulle was. So ons kon sien dat dit 'n donker tyd vir Israel was en waar ongeloof geheers het. En is baie keer soos van vandag, broers en susters, waar dit so donker is, waar die duiwel om elke hoek en draai is en waar hy sy afgoderry en goeders op die mense probeer afsmeer en waar hy probeer jou wegdraai van God se woord. Dis in hierdie donker tyd dat ons die teken van die Here kan sien, om te weet dat God in hierdie donker tyd is God met ons. Immanuel is met ons. Ons hoef nie te vrees nie, ons hoef nie bang te wees nie. Net soos weerlig die hemel verlig in die donkerste nag, so het God se belofte van Christus deur die duisternis van hierdie tyd gebreek. En vandag nog skyn sy lig die helderste wanneer die wêreld op sy donkerste lyk. So maak nie saak hoe donker jou omstandighede is, die donkerste in jou werk, dat jy dalk werkloos is nie, jy weet nie of jy dalk kos op die tafel het nie, jy kan dalk nie voorsien vir jou familie. Partykeer gaan ons deur moeilike tests en trials, soos ons dit sal sê, waar jy mens deur goeters gaan wat jy nie weet wat is die uitkoms nie. Maar dit is wanneer die Here jou geloof toets om te sien dat in hierdie donker tyd, ek kan nie sien nie, maar Here, U sal vir my 'n weg skyn, want weerlig maak lig in die donkerte. En so, broers en susters, kan ons sien dat Jesaja 7 waar ons nou gelees het, beskryf die bekende ontmoeting tussen die profeet Jesaja en koning Agas van 'n tyd van 'n nasionale krisis. Dit was die Siro-Ephraimitiese oorlog wat plaasgevind het, Syria-Aram onder die koning Resin en Israel, die noordelike koninkryk onder die koning Pekah, het 'n bondgenootskap gevorm teen 'n groeiende mag van Assirië. So in hierdie tyd stuur God sy profeet Jesaja na Agas toe om hom gerus te stel dat die vyand nie sal slaag nie. En so wil ek vir jou ook sê, broers en susters, die vyand sal nie oor jou oorwin nie, want die Here het al die wêreld al klaar oorwin. Ons moet net glo in sy woord en ons moet terugkeer na sy woord toe. Ons weet dat daar baie denominasies daar buite is en hierdie een sê hy is reg en daai een sê hy is reg. Ons is van die NG, ons is van die AGS en die duiwel probeer ons tussen mekaar verplinder dat ons wegbreek van mekaar af en hy wil ons nie terugbring na die woord, na die waarheid toe nie. Want party sal sê, hierdie is die waarheid, maar hierdie is nie ingespireerd nie, en hierdie werk nie vir ons nie, en ons glo nie hierdie was in die ou dae, maar nee, die Here is nog steeds in sy woord, broers en susters, maak nie saak in wat se tyd jy lewe nie, God is dieselfde gister, vandag en altyd, hy is nog steeds hier by ons moet net glo. Maar Agas het geweier vir die teken, hy het nie gesê nee, hy wil nie 'n teken vra nie, toe sê die Here dat hy vir hom 'n teken sal gee, en nie net vir hom nie, maar vir die nageslag van Dawid. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. Dit is so 'n groot profesie wat uitgegaan het, wat so 'n bekende profesie, om te weet, dat ewen jare terug in Genesis, dat ons geweet het dat daar 'n saad sal plaasvind, wat die duiwel, dat hy daai serp en daai slang se kop sal vermorsel, en so het die Here deur die woord gegaan deur die eeue, dat hy geweet het, dat daar 'n maag sal kom, want God het dit al voor die grondlegging van die aarde, het hy het al klaar uitbeplan, dat daar sal een wees wat moes gesterf het vir ons. Maar hierdie profesie het verder gestrek as Agas se tyd. Dit was nie net 'n klein teken vir Juda nie, maar dit was 'n ewige teken vir die hele mensdom. In 'n tyd van vrees, ongeloof, politieke onsekerheid, het God die grootste teken gestuur van Immanuel, God met ons. Dit herinner ons dat daar, wanneer mense hulle vertrou in menslike oplossings plaas, steeds sy plan sal uitvoer. Want hierdie koning het gegaan en hy wou homself met ander konings saamgegaan het en jy weet waar hulle die vyand sou gaan fight het. Maar nee, God het vir hom 'n teken gestuur, 'n ewige teken waartoe ons kan hardloop en waar ons weet, dit maak nie saak wat sal gebeur nie, die Here sal daardie teken stuur en hy sal dit openbaar, hy sal dit manifesteer. 'n Maag sal baar, dit sal 'n ewige teken wees en dit sal lig skyn in 'n donker tyd. Maar hy sê, luister tog, huis van Dawid, dit sal vir julle 'n teken wees. Israel was in 'n tyd van verdeeldheid, daar was innerlike konflik, broers het teen broers geveg, baie soos vandag. Ons is almal kinders van die Here,
in verskillende denominasies, maar nou is dit broers teen broers wat teen mekaar veg en om mekaar teen mekaar te wees, waar ons eintlik in eenheid, in een gees, in een waarheid moet wees. God is een. Maar nee, die duiwel probeer hom opbreek in die Vader, Seun en Heilige Gees. Hy probeer God, wat een is, wil hy in 3 persone verdeel. Maar nee, God is een. Juis in daardie donker uur het God sy profeet gespreek om 'n ewige teken vir hom te wys. Kom terug na die woord toe. En die wêreld, weet ons, is vol tekens, broers en susters. Mense het voortdurend op soek na tekens. Op sig om hulle eie tekens te skep. Deur die eeue heen en die mense wetenskaplike, tegnologie, intellektuele tekens voortgebring om hulle kennis, vermoëns en prestasies tentoon te stel en mense berusting te gee, maar hardloop na hierdie teken toe of hardloop na daardie teken toe. Maar nee, die belofte is in Immanuel, God met ons. Hierdie teken sou nie vir daardie geslag wees nie, maar vir alle geslagte, vir die hele mensdom vorentoe, om ons te verseker, selfs vandag in tye van verwarring, verdeeldheid en geestelike duisternis, bly God se teken nog steeds dieselfde, omdat hy dieselfde gister, vandag en altyd is. Waar menslike oplossings misluk, openbaar God steeds sy teenwoordigheid, sy belofte, sy lig. Dit wys ons dat ons op hom kan vertrou. So broers en susters, as jy dalk nou hierdie sien, dan sal jy nou op die skerm sal jy nou sien waar daar 'n teken was van menslike intelligensie waar skepingenieurs gekom het en hulle het jare terug waar hulle die Titanic gebou het, kom ons sê meer as 100 jaar terug, maar hulle het hierdie monument van 'n boot gebou. Daar was nog nooit tevore so groot boot in geskiedenis nie, maar hulle het hierdie skeepboukundige volmaak gebring dat hulle hierdie boot sou gebou het en te sê, kyk wat het ons gedoen. Kyk hoe slim was ons, dat hierdie boot kan deur die see gaan. Daar was nie 'n golf wat groot genoeg kan wees om hierdie boot te laat sink nie. Maar in hierdie menslike wetenskap wat die mense hulle self vertrou het om te dink dat, jy weet, hier is 'n wonderlike groot boot en die mense, die passasiers wat daar opgegaan het, jy weet, hulle het groot feesvieringe gehad en partytjies gehad en gedrink en hulle was glad nie bang nie. Maar glad nie het hulle nie geweet toe hulle op daai skip geklim het, dat hulle geweet het dat 'n paar dae later dat hy op die bodem van die see gaan lê nie. Jy weet, en hulle het gekyk na daardie boot en hulle gekyk hoe mooi dit is en hoe wonderlik dit is wat hierdie skepingenieurs, hoe kon hulle hierdie groot boot geskep het? En jy weet, waar hulle die Titanic noem, maar hulle gesien het, jy weet, hierdie groot prestasie van mens wat hulle beskou het en soos wat ons gesê het, dat hy op die bodem van die oseaan gelê het. En broers en susters, God het nie eers iets groots gedoen om hom te laat sink nie. Hy het nie 'n groot storm gestuur nie, hy het nie groot golwe gestuur nie, hy het net 'n ysberg daar in die middel van die see laat staan en hulle het hulle self vernietig. Want ons weet dat dit nie 'n boot, maak nie saak hoe groot teken dit is, waar dit onfeilbaar is nie. Daar's net een ding wat onfeilbaar is en dit is God. Want ons sien, broers en susters, dat, jy weet, as jy die volgende prentjie op jou skerm kan sien, daar het die skip gesink. Hy het in 2 geskeur en hy lê aan die bodem van, jy weet, op die oseaan. En geskiedenis sal wys, kyk hierdie mooi teken, kyk wat het ons gewys, kyk wat het ons gemaak met ons hande, maar nee, God alleen is onfeilbaar. Sy woord bly staan wanneer menslike sekerheid ineenstort. En sy tekens bly ewig wanneer die monumente van mense verdwyn. En verder kan ons sien, broers en susters, nog 'n teken wat mense na kyk, is 'n militêre teken. Ons sien 'n man, Adolf Hitler, 'n Duitse, waar hy 'n Duitse volk van militêre oorheersing en veilig voorbehou het, dat hy te sê, kyk hierdie militêre weermag wat ons het, niemand kan ons enige iets aanraak nie. En hy het, as jy ook weer die prentjie op jou skerm sien, het hy die Siegfried Line, wat ook bekend staan as die West Wall, laat bou, dat hulle hierdie massiewe verdedigingslyn van beton en staal gebou het, en 'n westelike grens vir kilometers en kilometers wat hulle gemaak het, en hulle het hulle vertroue in dit geplaas, dat daar geen oorlog, dat daar geen mag in die wêreld is wat hulle enigiets kan doen nie. En dit was so, die volk so volkome
veiligheid en beskerming gegee en vertrou in die Duitslandse militêr om te wys, ons is so krag en ons is so gevestig, niemand kan niks aan ons doen nie. En Hitler het self sy hoofkwartiere naby hierdie frontline gevestig, dat die hele stelsel was so onverwerp om absoluut sekerheid en beheer te simboliseer, dat daar niks is wat ons kan doen nie. Net soos wat die Titanic, dat daar een persoon gesê dat God nie eers hierdie boot kan laat sink nie. En een ysberg het gekom. En ons sien in die verloop van die oorlog met moderne bomme en militêre tegnologie, het hierdie sogenaamde onoorwiklike verdedigingsstelsel was oorkom en die groot dele daarvan was vernietig. En dit was 'n groot ding dat die hele Duitsland begin in ineenstorting met hierdie militêre teken, het die mag en beheer daarin gekoppel was vernietig en hulle het verloor. En soos wat ons weet, broers en susters, dat die Tweede Wêreldoorlog was 'n verskriklike groot oorlog. Of daar ooit al so groot oorlog in geskiedenis was, weet ek nie. Ek dink daar was soos 100 of 200 miljoen mense wat hulle lewens verloor het. Maar dat hierdie man met 'n militêre teken, dat hy gedink het hy so vol mag en krag, maar hier kom die wêreld teen hom en hy het vergaan. So kan ons sien met Nimrod, wat hy 'n teken van menslike selfvertroue gehad en hoe hy gesien het waar met Noag se tyd of hoe hulle gepraat het dat jy weet waar God die mense vernietig het in die tyd van Noag, het Nimrod het hy 'n plan gehad om hierdie toring te bou en almal het dieselfde taal gepraat en sê nee, kom ons kom by mekaar, jy weet waar hulle was oortuiging met die wetenskaplike kennis en die ingenieursvaardigheid wat hulle gehad het met die sterk klipwerk om 'n toekoms van mensdom van veiligheid te bou, dat ons hierdie toring kan bou en wanneer daar weer moeilikheid is, kan ons nou hierdie toring toe inhardloop. Dis weer eens waar mense hulle eie vertroue in hulle self wil inneem en hulle eie beskerming en hulle wil weet wanneer die moeilikheid daar is en weet hulle kan hierdie kant toe hardloop. Maar nee, weer eens waar die Here afgekom het en hy het gesien hierdie projek wat hulle besig is om te bou, al wat hy gedoen het, hy het net hulle tale verander. En toe is hulle so de mekaar, broers en susters, dat hulle nie eens verder kan aangaan nie. Dat hulle die hele groot projek wat hulle daar begin bou het, dat dit tot stilstaan gekom het. En dit wys ons net, broers en susters, dat God is in beheer. Hy bly altyd hoër as menslike ambisie. En sy wil kan nie deur menslike planne vervang word nie. Maak nie saak hoe goed jy dink hierdie toring kan wees, en hoe of hy tot na die hemel toe kan wees, en dat wanneer die moeilikheid daar gaan kom, gaan ek hier inhardloop, en ek gaan veilig wees. Nee, net soos van vandag, broers en susters, wanneer bomme besig is om te val, ons kan oor die hele wêreld sien, waar hierdie Rusland is teen Oekraïne, en Amerika is teen Iran, en die Midde-Ooste is teen mekaar, ons kan sien met China, en jy weet, al hierdie nasies, alles is 'n kwessie van net tyd, 'n kwessie van tyd, waar bomme ewen hier so in Suid-Afrika kan val. Ons is nie, dat ons niks met ons kan gebeur nie. Oorlog kan oornag gebeur, broers en susters, maar ons wil weet dat, ons wil nie in menslike goeders vaskyk om te weet dat ons vertroue in daardie stelsels en goewermente en goeders het, dat hulle ons veilig gaan hou nie. Nee, daar's net een veilige plek waar jy kan wees, en dit is in Christus. Kom in Christus, dan weet jy jy's veilig. En dis die wonderlike ding, broers en susters, dis soos die woord van die Here sê, dat hy soos 'n haan is, dat sy kykens onder sy vlerke is. So die ding om jou te beskerm teen die oktoombomme en teen die bomme, is vere van die Here, dat hy jou kan vashou, dat hy kan jou veilig hou. Maak nie saak hoeveel bomme hulle hier in Suid-Afrika laat val nie, ewen as hulle hierdie liggaam moet vernietig, in 'n oomblik, is jy in die teenwoordigheid van die Here, met 'n perfekte liggaam, wat hy vir jou geskep het, 'n woordliggaam, so jy hoef nie te vrees nie, jy hoef nie eers die dood te vrees nie. Dit is soos Paulus, toe hulle sy koppe afkap, sê maar, wat dood, wat se doodsengel, daar's geen krag wat jy mee het nie, want hy het gesien dat hy oorwinning in Christus het, dis niks wat jy mee in hierdie vlees kan doen nie, want jy weet, wanneer hierdie vlees moet vergaan, het jy 'n onverganklike liggaam,
wat vir jou daar wag, broers en susters. En dit is die hoop, dis die liefde en genade, dis die geloof wat ons in Christus het, dat hy gesterf het, en sodat ons nie hoef te sterwe op vir ons eie sondes nie, maar dat hy vir ons kan ewige lewe gee, en dat hy vir jou 'n nuwe liggaam het, soos wat hy self het. Amen. Maar sien nog 'n voorbeeld, Nebukadneser, en wat in Babylon was, waar hy 'n teken van hierdie groot stad wat hy gehad het, dat die mure so breed was in daardie stad, dat 'n sekere hoeveelheid perde op daai mure kon gehardloop het, dat die hekke so groot was, broers en susters, dat hulle 'n hele paar manne, sterk manne, bymekaar moes geroep het, om net die hek oop te maak. Dis nie soos wat ons vandag het, wat ons die knoppie kan druk, en dit maak die hek oop nie. Hulle moes die manne daar bymekaar gekry het, om daardie groot hekke oop te maak. En jy weet, waar Nebukadneser geglo dat niemand hom kan oorwin het nie. Hy was hierdie, in Daniël, as ons daai beeld sien van Daniël, wat hy gesien het, was hy daai goue kop. Hy was, in die standbeeld was hy die kop, hy was die goue kop. Hy het hierdie mooi koninkryk gehad, en niemand kon hom oorwin nie. Hy was die beste koning, hy was, jy weet, hy het geglo dat hy die beste in alles was. Maar een nag, tydens 'n dronk feesviering, het hulle volkome veilig gevoel, en agter hulle mensgemaakte mure, partykeer voel ons ook, met ons mure voel ons veilig. Maar nee, broers en susters, daai mure is nie veilig nie. Skielik het 'n bonatuurlike hand gekom, en daar op die muur geskryf, Mene mene tekel upharsin. Hierdie boodskap het gewys dat menslike pogings van veiligheid te skep, deur prestasie het uiteindelik tot val gegaan. Wat het gebeur? Hulle was in die balans gevind, en dat die Here nou hierdie koninkryk uit hulle hande uitgevat het, en daar het 'n ander nasie gekom, hulle vyand het hulle oorwin, en hulle vernietig. Mense soek steeds tekens van veiligheid, omdat daar diep binne hulle verlange na sekerheid en beskerming nodig is. Ek dink enige persoon, as hy die waarheid vir homself sal sê, soek hy daai sekerheid. By 'n werk soek jy die sekerheid en veiligheid dat jy 'n inkomste gaan hê. Jou kinders soek die sekerheid, en jou vrou soek die sekerheid dat die man vir die familie gaan sorg. Almal het 'n diepte in hulle waar hulle 'n sekuriteit soek, en daai veiligheid om te weet dat hulle kan kos hê môre, dat hulle werk het môre, dat hulle kar môre het, dat hulle dak oor hulle kop het. Maar broers en susters, soek jy nie sekerheid en veiligheid vir jou ewige lewe nie. Maar ons weet waar die natuurlike goeders wat belangrik is, en dit is vir jou dag tot dag lewenspad wat jy het jy dit nodig. Maar jy is net hierso vir 'n bepaalde tyd. Dan gaan die Here jou roep, en jy moet voor daardie dooies deur, daar wanneer die doodsengel vir jou kom, moet jy voor daai deur staan. Wie gaan jy daar ontmoet? Gaan jy die Here ontmoet, die Here Jesus om jou te ontvang? Of gaan jy in vrees en geskree ry, daardeur daai deur gaan, want jy weet nie wat vir jou wag nie, omdat jy 'n lewe van sonde gelewe het, waar jy gedink het jy lewe in plesier, met waar jy gedink het jy gaan na partytjies toe, en jy drink en jy rook, en jy lewe net hierdie wonderlike lewe van Hollywood, waar jy dink, waar die duiwel net hierdie wortel voor jou hou, en hy probeer vir jou iets wys, maar dis nie die waarheid nie. Dit is soos 'n appel. 'n Appel wat jou wys, dis hierdie mooie appel, maar sodra jy hom byt, is hy eintlik vrot binne. En so moet ons seker maak, broers en susters, dat ons nie na menslike prestasies en goeders kyk nie. Ons moenie na menslike dinge kyk, waar ons dink ons gaan met hierdie mure en veilig en goeders wees nie. Nee, dit kan een oomblik in 'n bom net val, en alles is vernietig. Maar dit maak nie saak, as jy in Christus is nie. En ons sien vandag, broers en susters, daar's baie misleiding van tekens wat ons kan sien, ewen in kerke. Ons sien in godsdienstige vermaak, in plaas waar hulle groot goeders hou, in plaas van die Heilige Gees wat afkom en die mense se lewens verander. Ons sien emosionele ligtonings of ligvertonings, konsertstyl musiek, waar jy weet waar groot TV's is en groot klomp sangers, en is dromme, en is geop en afry, springery, baie emosie, maar daar is nie waarheid in dit in nie. Ons sien 'n teatrale prediking, 'n sielkundige wat meer in plaas is van bekering, waar ons net met die mense sielkundig praat, en nie waar daar 'n goddelike preking is, wat mense hulle lewens moet verander nie. Ons wil almal net please, maar die ding is, broers en susters, dis nie net te sê dat as dit goed voel, dat God is saam met dit nie. Ons sien dat hier met die megakerke, met die invloed en beroemde predikers, waar dit groot geboue is, en enorme skare, waar duisende mense is, daar's rykdom en gewildheid en tussen alles, maar dit is nie 'n teken dat dit waar 'n kerk suksesvol is, dat God daarin is nie.
broers en susters, die Here sê dat hy in 2 of 3 sal vergader, is hy in hulle midde. Dis altyd die klein groepie waar die Here betrokke is. Nie met hierdie groot dinge wat lyk soos Hollywood en wat so glistering en goeters nie. Nee, dis 'n nederigheid wat die Here soek. En broers en susters, ons moenie die openbaring wat ons ontvang het van die woord en van die profeet, ons moenie dit vervang met intellectualism, met teologiegrade en te sê ons is so geleerd en ons het dit gaan leer by die skool en by die universiteit en ons kan so groot met debatte praat of met hoër geleerdheid. Nee. Dis nie te sê as 'n persoon slim is om te sê dit is reg nie. Nee. Ons moet afgaan, broers en susters, nederigheid, want ons om te sien, waar hierdie teken wat die Here vir ons gegee het, 'n ewige superteken wat hy vir Agas geprofeteer het. Hoekom was dit so eenvoudig? Die profeet van die Here sê, toe het God gespreek en gesê, ek sal vir hulle 'n ewige teken gee. Ek sal aan die kerk 'n ewige teken gee. Dit sou nie 'n groot muur of 'n toring wees nie. Hy het gesê, 'n maag sal swanger word, 'n seënbaar, en hy sal sy naam Immanuel noem. Dit sou God se ewige teken wees. Hoe eenvoudig, hoe gering in die oë van die wêreld. Maar verstaan ons dit? Dit is juist die klein dinge wat mense maklik miskyk of ignoreer, wat so baie beteken vir God. Kan die kerk dit vanoggend besef? In ons menslike prestasie, organisasies, groot geboue en meesterstukke, is dit dikwels die klein dinge wat ons miskyk, maar is juist die dinge wat vir God die meeste beteken en wat 'n ewige invloed op ons bestemming het. Ons laat dit soms weg sonder om te besef hoe belangrik dit is. God se manier bly eenvoudig, maar kragtig. En sy ewige teken wys dat ware betekenis nie in grootheid lê nie, maar in gehoorsaamheid, geloof en sy teenwoordigheid. In gehoorsaamheid, geloof en teenwoordigheid, broers en susters. God het vir ons daardie ewige teken gegee dat 'n maag sal swanger word. Ons weet dat die Here dit gestuur het. En ons wil vra, en as ons moet vra, maar hoekom het God 'n baba gestuur? Kon hy nie net jy weet, soos met Jakob wat hy 'n leer gehad het, waar hy 'n droom gehad het en waar hy gesien het, weet, die Here is daar bo en die engele wat op en af gaan, kon hy nie net vir ons 'n leer iewers gesit het en ons gaan klim op in die leer nie? Hoekom moes hy 'n baba gestuur het? Kon hy nie net 'n volwasse man gestuur het nie? Kon hy nie die engel laat uitkom en 'n rooi tapuit uitgegooi het en dat hy afgekom het en vir ons gemanifesteer en sê, hierso is ek? Hoekom het God 'n baba, 'n ewige teken, 'n superteken? Hoekom was dit 'n baba? En so, broers en susters, die groot ding is, God wil in sy skepping wees. Die stof wat hy gemaak het, die mens wat ons in sy image, ons is in sy voorbeeld gemaak, maar hy wil saam met ons wees, hy wil saam met ons gemeenskap, hy wil saam met ons praat, hy wil saam met ons kuier, hy wil daar wees vir ons. Maar hoekom het hy 'n baba gestuur? Want God se manier is om sy heerlikheid te wys deur nederigheid en sy krag deur eenvoud, sodat niemand kan roem in menslike prestasies nie. Daar's niemand meer belangriker as iemand anderste nie. Ons is in een liggaam, broers en susters, ons is waar ons met een liggaam, waar ons gedoop word in die naam van ons Here Jesus Christus, en ons ontvang die Heilige Gees, word ons in daardie een liggaam ingeplaas, en die toon kan nie vir die vinger sê, ek het nie nodig vir jou nie. As jy jou toontjie stamp, dan weet jy dit, die pyn gaan reg deur tot jou kop. Jy wil skree van pyn, as jy net jou klein toontjies, jy weet, stamp teen iets. So is die hele liggaam deel van mekaar, die are, die senuwees, alles is deel van een liggaam, en ons is in een liggaam in Christus, en so is geen persoon meer belangriker as iemand anderste nie. En so moet ons net weet dat is in die nederigheid wat God ons wil hê, dat ons in sy krag en eenvoud ontvang, en dat ons nie in menslike prestasies in groot geboue en die torings wat ons ewen vandag bou, as jy mens gaan kyk in Amerika, jy weet in New York en daardie plekke waar daardie groot torings is, en of in China, waar hulle verskriklike groot geboue het,
Maar broers en susters, daar kom een aardbewing, dan val daardie geboue in mekaar in. Dit kan nie vir ons die veiligheid gee wat ons nodig het nie. Daar's net een veilige plek, en dit is in Christus. En ons wil God se genade ontvang, dat ons weet, wanneer hy ons kom haal, dan weet ons dat ons veilig is. En so het Jehovah God mens geword. Hy het die gaping tussen God en die mensdom oorbrug, want hy was vol God en hy was vol mens. En God het gekies om homself deur 'n baba te openbaar, nie die grootheid of vertoon nie. Die eerste huil van baba in 'n krib was God wat huil in 'n menslike vlees. Jesus was volkome God en tog volkome mens. Hy het as 'n baba gehuil, as 'n mens gespeel en as 'n man gewerk, om ons te wys dat hy daai profesie wat as 'n maagd wat sal swanger word, dat hy dit vervul het. En God het Maria se baarmoeder geleen om hierdie ewige teken voor te bring. Jesus was so arm dat hy deur 'n geleende baarmoeder gekom het en in 'n geleende graf begrawe is. Maar dit was Immanuel, God met ons. Hy was die deel van sy eie skepping wat hy geleef het. Dit was die nederigheid van God en die wonderbaarlike aard van sy koms. Maar die profeet sê vir ons verder, hy sê, kan jy nie die ware teken sien nie? Dit is Jehovah wat een van ons geword het. Jehovah God op aarde, as 'n vlugteling, as 'n pelgrim in die land wat hy self geskep het, verwerp, gestoot, uitgelag en bespot, 'n struikelblok vir die ongelowige, 'n rots van aanstoot vir die godsdienstige wêreld, selfs soos as 'n duiwel beskou. Soos wat die Here self tekens en goeters gedoen het, het die mense hom verwerp, hulle het hom bespot, hulle het vir hom gelag, hulle het vir hom gesê hy's 'n duiwel. Maar vir die gelowige is dit 'n ewige teken, God met ons, die superteken. Sien jy dit? God wat gemanifesteer is God wat homself aan die wêreld voorgestel het as 'n vlugteling. Hy kon op enige ander manier gekom het, maar hy het gekies om so te kom. Luister hierna. Moet dit nie mis nie. Ek dink God het in sy gedagte gehad dat die aantreklik sou wees vir die mens. Dit is inderdaad so vir die gelowige. Wat sien jy as jy Jesus Christus sien vandag, broers en susters? Was dit aantreklik dat daardie baba moes gebore het, dat daardie kind moes gebore sonder sonde moes gebore het geword het en vir ons gesterf het? Is dit aantreklik vir jou, waar Jesus op die kruis hang vir jou sonde? Maar vir die wêreld, vir die goddelose mense, dit is inderdaad so vir die gelowige, dit is aantreklik wanneer ons God een van ons word, maar vir die stywe goddelose mens is dit 'n struikelblok. Ek sal vir julle die teken gee, 'n maagd sal swanger word, Immanuel sal met julle wees. God het gedink dit sou die mensdom aantrek, dat ons God een van ons sou word, dat hy homself sou oorbrug en ons op stof sou word, dat hy geslag sou word, 'n menslike geslag, die skepper van wat alles gemaak het, en dit het weer die profesie vervul. Die profete het dit gesien, want ons sien dat, broers en susters, en die profete het dit gemanifesteer in sekere tipes in die Ou Testament, totdat die regte een moes gekom het en het gemanifesteer het. En ons weet dat Jesus die seun van Abraham was, dat hy dat ons in Christus is en dat ons voorvader Abraham was. En so, broers en susters, ons weet dat God sy profete gestuur het, soos byvoorbeeld toe Noag gekom het, was hy 'n teken vir die mense dat God die wêreld gaan vernietig. En die mense in die dae van Noag het laat verdrink en die regverdiges het die ark laat dryf. So God het die mense geroep in die ark en dit was 'n bewys dat God se teken regverdig was. Ons sien met Moses waar hy 'n weghol profeet was en hy het gaan weghol in die wildernis, maar tog was hy 'n teken gegee en hy het 'n verbondhoudende God was, dat omdat hy wat hy gesê het, elke belofte wat hy gesê het, het hy voldoen. Hy het gesê dat hy sy kinders uit Egipte sal uitbring. En hy het 'n profeet, 'n weghol profeet het hy gaan haal en teruggestuur na Egipte toe en sy kinders daar verlos met Farao en groot tekens wat hy gestuur het. Maar dit was 'n bewys dat hy sy beloftes wat hy gegee het tot vervulling gebring het. En so kan ons sien waar sekere of alle skrifte op 'n sekere tydstip gemanifesteer word.
En so weet ons, broers en susters, dat God die ewige teken gestuur het en hy het gesterwe vir ons en hy het die Heilige Gees vir ons afgestuur, sodat ons soos hy kan wees, want hy wil binne in ons wees. Maar wat sien jy as jy Jesus Christus vandag sien? Sien jy net 'n baba van 2000 jaar terug? Sien jy net tekens en wonders wat 2000 jaar terug gebeur het toe die disippels uitgegaan om die woord te verkondig? Of sien jy 'n kerk wat in sy beeld is, 'n kerk, sy bruid, wat die liggaam van Jesus Christus, wat die woord van God in hom het, wat sê, as jy dit kan sê, sal dit tot vervulling kan kom. Want broers en susters, God het geweet, met die verlossing wat moes plaasgevind het, dat hy nie iets anders te kon gestuur het nie. Ons weet dat, as ons let op God se werke, toe hy die hemel en aarde geskep het, en die engel by mekaar geroep het, en gesê, laat ons hierdie skep. Op elke plek in die skrif wat hy iets gedoen het, het hy meestal gesê, dis nie ek nie, maar dis die Vader wat dit doen. Maar, toe die plan van verlossing gekom het, kon hy nie, hy kon nie iemand saamgebring het nie, hy het alleen gekom. Niemand kon dit saam hom doen nie, hy moes self gesterf het. Dit is soos toe daai 3 Hebreëse kinders in die vuur gegooi word, in die vuuroond gegooi word, omdat hulle nie vir die standbeeld wou gebuig het nie, want hulle het geweet dat hulle sal verlos, en dat hulle net God sal aanbid. Het God nie net 'n engel afgestuur om hulle te verlos nie, hy het self afgekom. En so, broers en susters, God het nie hierdie ewige teken vir iemand anders te gelos nie. Hy het self as 'n baba gebore en deur die goeters gegaan, waar hy moes as 'n baba gehuil het, waar hy as 'n kind gespeel het, as 'n man gewerk het. Hy moes self op die kruis gehang het vir die verlossing van sy kinders. Hy moes self gekom het. Dit was God in sy mense, God is sy mense. God wat sy mense geword het, God en mens het een geword. 'n teken, is 'n struikelblok vir die wêreld, broers en susters, maar dis 'n geseënde hoop vir die gelowiges om te weet dat ons deel is van God en ons is in God en ons is God. Want God is binne in jou en God is binne in jou en dit maak ons saam deel as een liggaam. As jy dit net kan sien vanaand, broers en susters, maar ons sien dat die Here 'n baarmoeder geleen het en hy wil jou leen vanaand. Is jy bereid om jou liggaam vir hom te gee as 'n offerhande, om te sê, Here, gebruik hierdie liggaam, vul hom met jou Heilige Gees van kop tot tone, laat my 'n getuienis wees, laat my 'n persoon wees wat die woord sal verkondig. As ek nie kan preek nie, laat ek kan sing. As ek nie kan sing nie, laat ek liedjies skryf. As ek nie liedjies kan skryf nie, laat ek gedigte skryf. As ek nie gedigte kan skryf nie, laat ek enigiets doen om die Here te verhoog, om hom om prys te gee, want alles in die wêreld, alles wat asem het, moet hom eer, moet hom prys, broers en susters, want ons wil deel wees van die gawe van God, om deel te wees van daardie liggaam, om deel te wees van sy woord. 1 Timoteus 3 vers 16 sê vir ons, en onteenseeglik is die verbondenheid van die godsaligheid is groot. God is geopenbaar in die vlees, geregverdig in die gees, gesien deur engele, verkondig onder die heidene, geglo in die wêreld, opgeneem in heerlikheid. Die engele het oorgeleen, broers en susters, om te kyk, om na God te kyk, wat eens aan sy aanbidders, wat eens sy aanbidders gehad het, wat vir hom met hulle strydwaans krone uitgeroep het, heilig, heilig, want die engele, waar hulle in Jesajas, waar hulle skree, heilig, heilig, waar hulle vir God skree, waar hulle in die vorm van 'n vierkolom heerlikheid van die hemel gesit het, en toe het hy mens geword, het engele gekom en oorgekyk om te sien waar Jehovah, die groot Jehovah van die Ou Testament, Jesus van die Nuwe Testament geword het, en waar hy vlees geword het. Sonder twyfel is die verbondenheid van godsaligheid groot. En so, broers en susters, voor ek eindig, ons het die vroeë en die laat reën ontvang. Ons sien die vroeë reën was die geleerdheid van waar die woord wat ons ontvang het, was waar dit ons geleerd was, die onderrig reën. Die laat reën is die wat op die oes val, wat ons tot volwassene bring. En so is ons op 'n tyd nou waar ons die vroeë en laat reën wat saam ontvang het, broers en susters, waar ons die geleerdheid en ons kom tot daai oes waar ons nou as volwassene kinders
in God se woord moet wees, dat ons God se woord kan lewe, dat ons dit kan manifesteer. Ons moenie nog soos babas melk drink nie, ons kan al vleis eet. Maar ons weet dat God in Christus een geword het. Is soos daardie oorlede prediker en gedigter, Dr. Haywood, wat 'n gedig geskryf het in 'n digter en 'n lied, en dit sê, dit sal lig wees in die aandtyd. Die pad van heerlikheid sal jy sekerlik vind. In die waterweg is die lig van dag. Begrawe is die kosbare naam van Jesus. Jonk en oud, bekeer julle van al julle sondes. En die Heilige Gees sal sekerlik inkom, want die aanligte het gekom. Dit is 'n feit dat God en Christus een is. En broers en susters, ons weet dat ons in die aandlig lewe. God het sy woord geopenbaar. Hy het daai ewige teken vir ons gegee. Ons weet dat God en Christus een is. Hy het dit vir ons gewys. En hy het gesê, as ek nie die werke van my Vader doen nie, dan ek julle verkeerd vertel. Maar as ek die werke van my Vader doen, glo dit. So as jy nie die Vader kan glo nie, kyk na die werke, broers en susters, en die werke sal getuig van die waarheid, dat jy die werke kan glo. En dit is dieselfde ding, die boodskap word weer in die laaste dae herleef, dat Christus dieselfde gister, vandag en altyd is. Christus is in ons midde, broers en susters, met tekens en met wonders. Immanuel wat in ons woon, dis dieselfde werke wat hy gedoen het 2000 jaar terug, is dieselfde werke wat hy vandag doen. Want hy wys homself deur sy kinders, hy gebruik ons liggame om sy woord te manifesteer in hierdie donker tyd. Wanneer dit so donker is, sal daar lig wees, dis die aandlig. En ons weet, dit is partykeer 'n moeilike pad, maar maak nie saak nie, daar sal lig wees, as jy in hom is. Daar was 'n storie, wat die profeet verduidelik, en dis voor ek nou gaan klaarmaak, waar 'n dogter en haar ma, en dit was 'n kondukteur op 'n trein, en hierdie jong meisie was na universiteit toe, jy weet, en waar sy was trots, en sy was, jy weet, baie slim, en haar houding het begin raak, wat sy was baie slim, en beïnvloed geword deur gesofistikeerde vriende, en waar sy in die universiteit was, na 2 jaar, het sy teruggekom om na haar ma te kom kuier. En soos sy op die trein kom, het sy 'n vriendin saamgebring. En soos sy van die trein afkom, sien sy haar ma, en haar ma was, jy weet, waar sy gebrand was, en sy het baie, jy weet, haar vel was lelik, en sy het oud gelyk en vermink gelyk, want sy was gebrand. En waar hierdie vriendin haar voorkoms bespot het, en die dogter skaam geword, en selfs ontken het dat dit haar eie ma was. En jy weet, amper nie eens probeer groet en gesoen het nie, want sy het skaam gevoel hoe haar ma gelyk het voor haar vriendin. En toe die treinkondukteur dit gesien het, het hy soontoe geloop, en op hierdie meisie streng aangespreek, en vir haar gesê, dat jou ma was 'n mooi, aantreklike vrou, jare terug, maar toe jy 'n jong baba was, en waar die huis aan die brand geraak het, en waar sy buite was, het sy 'n doek oor haar gegooi, en ingehardloop in die huis, om jou te red. En met dit, het sy gebrand, en dis hoe sy vandag lyk, is omdat sy jou lewe gered het. En so het hierdie kondukteur haar aangespreek, en vir hierdie meisie, hierdie dogter, jy weet, vir haar, omdat sy skaam was vir haar ma, maar dit was die toestand wat gebeur het. En so, broers en susters, wil ek vir jou sê, waar ek hierdie vir jou wil lees, as ek dit kan vind. Broer, wanneer ek God sien, die God van die hemel wat sy troon, sy skoonheid en alles wat hy prys gegee het, om op 'n mishoop gebore te word, en doeke toegedraai te word, om bespot te word vir sy tekens en sy wonders, en 'n duiwel genoem te word, moet ek skaam wees vir hom? Nee, meneer. So as ons hierdie vergelyking met hierdie ma en hierdie dogter, en hoe haar voorkoms was, en hoe sy gelag het, en haar ma, jy weet, skaam was vir haar ma, so kan ons sien waar die Here self afgekom het. Hy het die troon en al sy engele in die heerlikheid, en waar hulle hom geaanbid het, het hy alles neergesit en gesê, nee, ek sal afkom.
Ek sal afkom vir die mensdom, ek sal afkom vir my kinders, sodat ek in hierdie vlees sal gebore word, in hierdie vlees vir mensdom gebore te word, sodat ek vir hulle kan sterwe, sodat ek op die kruis kan hang, dat ek kan geslat word, en broers en susters, even as 'n mens na die geskiedenis kyk, en of as 'n mens na 'n sekere dokumentêre gaan kyk, hoe die Here geslaan was, en hoe hy gemartel was, vir ons, en even wat ons, waar hy geslat het, in daardie, waar hy geslat is, en daardie skade wat hy gehad is vir ons genesing gegee, en daardie genesing is vir ons saligheid gegee. Maar laat die wêreld doen wat hulle wil doen. Vir my is hy die superteken. Die Heilige Gees in my roep uit. Dit mag my vreemd laat optree en soos 'n gek maak vir hierdie wêreld. Soms lyk jy bietjie soos 'n gek vir hierdie wêreld, soos jy optree en hoe jy eerlik wees en wil regverdig wees en opstaan vir God se woord. Soms lyk jy soos 'n gek. Maar ek kan hom nie verloon wat so baie vir my gedoen het nie. Hy het in my plek in die dood ingeneem. Hy het my plek op Golgotha ingeneem. Hy het al hierdie dinge gedoen. Hy het van die hemel neergedaal, van die parelwit trone op 'n mens te word om my lyding te proe, om deur my versoeking te gaan, om te weet hoe om die regte middelaar in my te wees, om my te lei en te stuur na die ewige lewe. En deur sy armoede is ek ryk gemaak. Deur sy dood word ek lewend gemaak. Ewige lewe. Moenie hom verloon nie. Moenie skaam wees vir hom nie. Moenie skaam wees vir hom nie, maar omhels hom en sê, ja, my dierbare Here, gee vir my soos op die dag van Pinkster. Here, gee vir my die Heilige Gees, stort dit in my hart uit. En gee nie om wat die tieners sê nie. Ek gee nie om wat die wêreld sê nie. Ek kyk nie na hulle nie, ek kyk na U. Wat is dit? Kerkansluit? Nee, 'n superteken, Immanuel, God met ons. Broers en susters, dit help nie teken net by 'n kerk aan, of by 'n sekere pastoor, of 'n mega church, of wat ook al jy waar gaan nie. Nee, hardloop na Immanuel toe, God met ons. Hardloop na daardie superteken wat die Here vir ons gegee het, waar hy vir ons hier gewys het in die Ou Testament, waar hom gemanifesteer het in die Nuwe Testament, wat homself alles opgeoffer het, van daardie wit troon, soos wat ons nou gelees het, hy het alles afgekom, alles weggegee, sodat hy in vlees kon kom, om vir jou te sterwe, sodat jy kan ewige lewe gee. En so moenie skaam wees vir hom, die broers en susters. Wanneer hy uitroep, laat jy antwoord. Laat jy hom kan ontvang. Laat jy daardie liggaam wat hy vir jou gegee het, 'n nuwe liggaam wat hy vir jou gaan maak, laat jy in daardie liggaam kan ingaan, daardie woordliggaam. Moenie skaam wees van die evangelie nie, want ons weet dit is die krag van God tot redding, tot ewige lewe vir elkeen wat glo. Jesus is 'n wonderlike karakter, 'n man van smarte, bekend met leed. Ons het ons almal ons gesigte van hom weggesteek, sê die profeet. Hy is verag en verwerp. Tog het ons hom geag as deur God gestraf en geslaan. Tog is hy deurboor vir ons oortredinge en verbrysels vir ons ongeregtighede. Die straf wat vir ons vrede bring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. En so, broers en susters, wil ek afsluit om vir jou te sê, moenie na mense se hoë mure kyk nie, moenie aan mense se groot skepe vaskyk nie, moenie aan mense se goeders wat hulle kan voorbring, kyk vir veiligheid en sê, okay, ek kan in dit gaan, en jy weet, dit gaan my beskerm, wanneer daar chaos en verwarring gaan kom op die aarde. Nee, die enigste vraag is, sal jy daardie superteken, wat die Here vir ons gegee het, en wat sy eie lewe vir ons gegee het, die God, daar's baie gode in vandag se tyd, broers en susters, die duiwel sal baie met Hollywood vir julle gode wys, en superheroes, en maak of hulle so wonderlik is. Nee, hierdie superhero van ons almagtige Here, het self afgekom, om soos een van ons te word, nie iets super wonderlik nie, soos een van ons, om te lewe soos ons, om te sien wat ons deurgaan, sodat hy ons armoede kan vat, en ons ryk kan maak in hom. Wil jy hom nie aanvaar nie? Soos ons afsluit en ons harte buig, en soos ek gaan bid om af te sluit, glo ek en vertrou, broers en susters, as jy hierdie boodskap lees, dat as jy nie jou lewe vir die Here gegee het nie, dat jy hom vir hom sal gee,
en dat U daardie superteken sal aanvaar wat Hy vir ons gegee het. Kom ons bid saam. O dierbare Hemelse Vader, Here Jesus, ons wil dankie sê, Here. Ons het nie eintlik eers genoeg woorde om dankie te sê vir hierdie teken, hierdie ewige teken, hierdie superteken wat U vir ons gegee het nie, Here. Maar ons met blydskap en met 'n volle hart aanvaar ons alles wat U vir ons gegee het, Here. U is die een wat vir ons gesterf het. U is die een wat die wit pareltroon afgestuur het en afgekom het en om in vlees te kom. Want U het gesê, hier is 'n man-sized job. Ek moet self afkom. Ek kan nie net 'n engel stuur nie. Ek moet self verlossing bring vir my kinders. Liewe Vader, ons sê dankie dat U 2000 jaar terug vir ons op die kruis gehang het. Ons sê dankie, Here, dat U Heilige Gees afgestuur het om ons te vul met U Gees, sodat ons U werke kan manifesteer, nog steeds ewen vandag, Here. Ons bid vir U bruid, ons bid vir U kerk, Here. U weet waar almal moet geplaas word, Here, en ons vra, Here Jesus, dat U ons net sal help, dat ons onsself sal vind, dat ons onsself die openbaring sal kan vind, wie ons is, wie ons regtig is in die liggaam van Christus, en dat, liewe Vader, almal wat hierdie boodskapie sal luister, dat hulle daai beseffing en openbaring sal vind, dat ek Christus, daardie superteken nodig het, soos wat U gesê het, ek stuur dit vir die huis van Dawid, dit was nie net vir Juda vir daardie tyd nie, maar vir die hele mensdom, deur al die geslagte, en ons is so dankbaar, dat ons daardie ewige lewe, daardie ewige teken, kan glo en vertrou, en ons hele lewe op dit kan plaas. En so bid ek vir al die families, Here Jesus, ons bid vir die bruid van Christus reg oor die wêreld. Ons weet daar is chaos, dis de mekaar, Here, die wêreld is de mekaar. Satan se eerinval in mekaar in. Ons is so dankbaar dat ons na 'n nuwe koninkryk toe gaan. 'n Koninkryk waar daar vrede en liefde en genade is. 'n Koninkryk waar U die trane van ons oë gaan afvee, waar ons nooit meer gaan huil nie. Waar ons nooit meer hartseer gaan voel nie. 'n Blydskap wat vir ons wag. Ons kan nie wag nie, Here. Ons daar so ekspektasie wat in ons harte kan uitskree vir die koms van die Here. Ons die bruid en die gees van die Here, ons roep uit na U toe, Here, om ons te kom haal. Maar voordat U ons kom haal, bid ons en vra ons, Here, vir elke siel wat U nog kan red, dat U daai siele sal red en vir hulle ewige lewe sal gee. Dankie, Vader, ons is lief vir U, Here, ons prys en ons dien U, vergewe van al ons ongeloof, ons sondes, Here, ons teleurstellings, en was ons met die bloed van Jesus Christus, met daardie ewige teken. Ons vra dit in Jesus Christus se naam. Amen. Dankie broers en susters, tot 'n volgende keer. Ons bid dat die Here julle ryklik sal seën. Bid vir ons, bid vir die bediening, bid dat die woord sal uitgaan en dat ons daardie laaste siele, daardie laaste skapies sal vind en terug sal bring waar hulle moet wees. Tot 'n volgende keer. Here seën julle. Amen.